Hallo mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Kyk, vandag het ons gou hier 'n dingetjie wat ons wil doen wat nou seker meer by die homesteaders sal afgaan en die ouens wat prepping doen. Ons gaan nou eiers inmaak. Nou kyk, eier is mos eintlik reg deur die jaar beskikbaar. En eier is nou een van die goed wat ook al buite verhouding begin duur raak. Ek weet nou nie hoekom dit so is nie. Maar hierdie eiers wat ons nou hier het, gaan ons nou inmaak. En dis ons eie hoenderse eiers. Dan engeltjies se hoenderse eiers, nie my hoenders nie. Ek mag niks aan hulle doen nie. Hoewel hulle my nou sorgens van 3 uur die môre af wakker raas. Kyk, 'n eier is 'n baie interessante ding. Dis 'n whole food, soos die Engelse sê. Hy het alle vitamines in wat 'n mens se liggaam nodig het, behalwe vitamine C. Daarvoor moet jy maar lemoene eet. Nou, 'n eier, ons maak hom, kyk, hy almal weet hoe lyk 'n eier. Hy het 'n skerp punt en 'n stomppunt, as ek so kan sê. Die stomppunt moet die bokant te wys, die skerp punt van onderkant te wys, moet die inmaker hê. 'n Eier het omtrent, die wetenskaplike sê vir ons, die ouens wat nou navorsing doen, eier het omtrent 7000 porieë waar hy asemhaal. So eier is eintlik maar 'n lewendige ding. Nou wat ons nou met die proses wil doen, is ons gaan nou die eiers in kalk inmaak. Nou hierdie is kalk, maar dis 30 ml kalk op 'n liter water. So hier het ons 5 liter water, 30 maal 5. Nou hierdie kalk is sommer gewone gebluste boukalk. Daai kalk wat die rugbyveld se lyne mee verf wat die bouers hulle pleister mee aanmaak en so. Jy hoef nie kalk by die apteek te koop. Jy kan sommer 'n haware boure in die gang is gou daar by die manne hulle vra. Sommer so vir 'n bietjie kalk. Nou ons gaan hier ingooi. Hy moet nou roer, laat hy lekker oplos. Nou hoe die ding werk is, die kalk seal die eiers dop. Hy seal die porieë. Met ander woorde, ek het nou net ook gesê van inmaak, eintlik bedoel ons preserveer. Ek weet nie of die Engelse, waar is daai ou wat so taalkundig is met die rook en die beroking nie, net vir ons sê wat die regte terme is. So ons gaan nou die kalk bietjie roer, laat hy oplos. Gebruik water wat nie fluoried in het nie. Jy moet nie kraanwater vat nie. Ons is so gelukkig om hier baie suiwer, lekker fonteinwater te hê. So jy moet nou, eintlik as dit kan vir jou water koop. Die hoenders vir ons wat nou hier eiers lê, hulle het 'n seisoen wat hulle lê en wat nie lê. Nou hulle nie ander dag weer begin lê. Nou is dit so baie eiers. Ons kan nie genoeg eiers eet om voort te bly nie. Nou daarom moet ons nou van die eiers wat ons nou wil preserveer. Die eiers kan tot 2 jaar hou. Hy raak net later 'n bietjie loperig, maar hy is presies nog reg. Eier, as jy hom in water sit en hy loop lê onder op die bodem, dis 'n vars eier soos hierdie eiers. Die eiers nou die afgelope paar dae gelê. So as die eier opgaan, dan is hy nou goed meer. As die eier sou in die middel rondhang, dan kan jy hom nog gebruik. So ons gaan nou die water ingooi. Hier moet niks lugborreltjies goed wees nie. Nou, wanneer ons nou eendag ons boek uitgee, ek het nou so baie eisters in die vuur, ek weet nie wanneer die boek gaan klaarkom nie. Ek sal vir my iemand kry om te help skryf. Gaan ons 'n hele stuk skrywe oor homesteading, hoe jy op jou stukkie grond kan aan die gang bly, so ver moontlik, selfvoorsienend. Iemand het nou vir my gevra vir homesteading en hoe ver hy kan kom met 'n stukkie grond, al sulke goed, maar die ding is, homesteading is 'n gemeenskapsprojek. Jy kan nie alleen op jou eie doen. Jy moet 'n klomp mense om jou hê wat dieselfde doen, dan ruil jy uit onder mekaar, jy help mekaar, jou koei nie melk het nie, en daai man se koei melk kan jy nie botter het nie, as jy 'n vark het, en hy het die beste slag, julle saam, daai tipe ding, julle verstaan wat ek bedoel. Okay, nou maar hier is ons eiers is nou in die bottels gepak. Annika het dit nou hier ingepak, haar hand is lekker klein. My hand is nou al so baie baklei, jy kan nie meer hier in die bottel ingaan, as ek bang is die bottel, hand is in die bottel, dan kom hy nie weer uit nie, so daai Bobbejaan wat die pit uit die pompoen gehaal het. Nou ja, ons gaan nou die water ingooi, stadig, laat 'n nuwe lugborreltjies maak, en dan prop opsit, en dan gaan ons nou kyk, ons nou so alle met tyd gaan ons nou 'n eier hier uithaal, en ons gaan check, en gooi ons nou stadig, gooi ons hom in. Nou kyk, jy kry mos nou eiers, jy kry wit eiers, jy kry bruin eiers, dit hang maar af van die
van die ras van die hoender. Die kleur van die dop het geen invloed op sy smaak nie. En die storie wat die dokters vertel dat eier gee cholesterol en ek weet ook nog nie waar dit is nie. Hoe meer ek eiers eet, hoe laer raak my cholesterol. Dis nou maar, moet nou nie sê, ga sien maar die dokter daar, moet nou nie alles glo wat ek sê nie. Lyk baie mooi. En as jy natuurlik die eiers bære, moet nou nie in die son bære, in die bære op 'n koel donker plek, soos met enige ingemaakte ding. Maar kyk, die sonlig wat ons dus daar, is baie skerp. So bære is op 'n koel donker plek, nie koel nie, as dit kan wees koud, koudste plek in jou huis. So eier is 'n baie gesonde ding, jy kan hom maar eet. As die iemand vir jou sê jy kry cholesterol, so moet nou nie, maak maar eers seker of dit so is. Nou ja, hier is ons nou eiers, dit is so in 'n 2 liter bottels hierdie. En ek sou sê gebruikbaar glas as jy kan. Mense kan dus daar wonderlike glas hou, ons moet nou nie 'n plastiek emmertjie gebruik. Ek vertrou hom nou nie heeltemal as dit by hierdie storie kom nie. Nou daar is hy. Ons maak hom so lekker vol as moontlik. Allee. Nou gaan ons hom gou toedraai. Sit sommer vir die plaatjies op. Nou die dag gepraat oor die proppe. Dis die dekseltjie en die platring. Daar is hy nog maar eerste in. Net so. Aha, nee. Ek het nog nie getel hoeveel eiers in is, maar seker maklike dosyn eiers wat hier in so 'n bottel ingaan. Ek weet, daar staan Annika daar agter, sy sê het 15 eiers ingegaan. Dankie Annika. Ek het nie sleg geskat nie. Allee, 3 bottels, 15 maal 3, 45 eiers, hierso. So ou nou 2 eiers op 'n dag hê, dan gaan so amper 'n maand wat die eiers jou kan deurvat. So as jy nou 'n jaar se eiers wil hê, dan is dit nou 12 maal 3. En jy 36 sulke bottels nodig, dan kan een ou elke dag 2 eiers eet vir 'n jaar lank. Dis so vir die preppers.